Goeiedag, ek is Willie Botha van die Banbury Gereformeerde Evangeliese Kerk in Australië. Ons lees in Psalm 117 die pragtige woorde: Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, want die liefde van die Here is sterk, aan sy trou is daar geen einde nie. Dit is die kortste psalm in die Bybel. Nietemin hoor ons hierso gedagtes wat vandag nog vir ons relevant is. Wanneer 'n mens iemand bedank, dan soek jy baie keer 'n rede daarvoor, of bestaan daar 'n goeie ding wat gebeur het wat jy minstens iemand voor wil dankie sê. En in hierdie psalm kry ons die voorbeeld dat die rede eers aan die einde genoem word, en daarom is dit nie 'n slegte idee om hierdie kort psalm van agter af vorentoe te hanteer nie. En dan gee hy vir ons twee redes waarom ons die Here kan loof en kan prys. Die eerste rede wat hy gee is dat die Here se liefde is sterk oor ons. Die Afrikaanse vertaling het die woord liefde hier met goedertierenheid vertaal. Ook die 2020 vertaling het 'n interessante sinsnede waarmee hulle dit weer gee. Magtig is die liefde van die Here oor ons. Die tweede rede waarom hierdie digter graag die Here wil loof, is omdat daar aan die trou van die Here geen einde is nie. Ons kan dit beamoen, en ook vanuit die Nuwe Testament is dit iets wat in Jesus net nog meer vir ons waar word. Vandag nog kan ons sê dat die Here se troue liefde inderdaad by ons is. Ons kan tot hom roep. Ja, ons kan self tot hom bid, enige plek of wanneer ook al ons hom nodig het. 'n Laaste interessante gedagte is dat alle volke en alle nasies word uitgenooi om die Here te prys en te loof. Die Here het 'n universele impak op die wêreld. Ja, hy is skepper oor hemel en aarde. En daarom kan ons vandag nog met groot vrymoedigheid loof en prys die Here sê. Want die Here se liefde is magtig oor ons. Sy goedertierenheid oor ons is geweldig groot. En aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Amen.